Koffie en die koppie, contracten op die tafel. Hier wordt eigendom eenvoudig gezeld. Koffie en contracten met Pieter en Skalk. Kom sit bietjie en trek die koffie nader. Koffie en contracten. Ja, dis daai tyd van die jaar op Pieter. Die son skyn langer en die braaivleis vure is vroeg nie brand. En almal begin die aftel tot die vakansie. So dis nou daai tyd van die jaar. Ja, en saam natuurlik kom ook daai bekommernis van wat gaan gebeur met jou huis as jy weg is. So vandag gaan ons bietjie prakties praat, slim maniere om jou eiendom veilig te hou tydens die feestyd ensovoorts. So, soos wat ons gesê het, dis weer werklikheid, die misdaad neem natuurlik toe oor die feestyd. Baie. Skalk, so ja, dit is ongelukkige feit dat residensiële inbrake, groot woord, in Suid-Afrika natuurlik gewoonlik toeneem oor Desember en Januarie. Baie mense gaan weg, die sekuriteitsmaatskappye werk met minder personeel en selfs jou bure is nie altyd tuis nie. So jy kan hulle nie altyd vra om na jou eiendom te kyk nie. Nou dis hoekom jou beplanning met baie belangrik in hierdie tyd. Klein aanpassings voor jy vertrek, maar kan 'n groot verskil maak hoor. Baie groot verskil. Kom ons kyk hoe lyk iemand sit by die huis. Laat ons kyk. Daar's 'n paar eenvoudige goed wat jy kan doen wat baie doeltreffend is vir jou veiligheid en vir jou huise inhoud, jy weet. Ja, natuurlijk, daar's altyd, jy weet, jy kan goed stel soos tydskakelaars wat jou ligte aan en af skakel, of jy vra jou buurman om jou gordyne soms oop en toe te trek. Jy weet, sulke klein goedjies. Ja, laat iemand die pos uithaal uit die posbus as dit te vol raak. Daai is belangrik. En jou koerante wat afgelewer word, hier's baie van hierdie pamflette en koerante. Die mense sien vinnig, hier gebeur niks. En dis 'n uitnodiging vir die kriminele om toe te slaan. Ja, natuurlik, jy weet, daar's ook 'n ding van, kan iemand vra om jou gras te sny en sulke goed, maar ek dink nie aan jou buurman gaan jou gras sny as hy sy gras nie eers altyd sny nie. So, sny maar jou eie gras die dag voordat jy ry, of weggaan, sodat dit lekker kort is, en as jy nie te lank weg is nie, behoort dit nie te lank te wees as jy terug is nie. Ja, nee, die basiese inligting is net hoe lank jy weg is of iemand na jou huis gaan inspring om te kyk, maar moenie op sosiale media adverteer jy is weg nie. Dit is 'n baie groot fout, want hierdie ouens sien ook, die ouens weg, ons kan 'n bietjie gaan kwaad doen daarso. Ja, en natuurlik, as jy op 'n WhatsApp groep is van jou buurtwag en sulke goed, kan jy dit natuurlik daarop vir hulle vra dat hulle kyk na jou plekkie. Jy kan kyk dat jou alarms werk, die batterye gelaai is en dat die sekuriteitsmaatskappy jou regte kontaknommers het. Dis verskriklik belangrik. Ek het dit uitgevind in die begin van verlede jaar. Just like, as die krag afgegaan het of whatever, dan die battery nie ingeskop nie. En dan bel die sekuriteitsmaatskappy my 3 uur in die oggend. Dis nie lekker nie. Dit het my 'n paar keer gebeur hier aan die ander kant waar ons gebly het. Ja, en as jy 'n kamerastelsel het, sien laat hy toets hom, laat hy werk, maak seker hy werk. En kyk na jou toegang na jou wifi, vir sy stabiel na jou foon toe, want hulle gaan jou op 'n kamera kan jy op jou foon sien wat aangaan by jou plek. Ja. Mense is altyd half skakkerig vir mense wat beweeg daar. Weet, en maak seker dat jou wifi ook van 'n battery backup of something like that, jy weet, afloop, sodat as jou krag dalk afgaan, laat jy daarom dat jy met jou wifi nog steeds jou sekuriteitskameras kan kyk. En natuurlik, kyk dat jou buiteligte werk met bewegingssensors. Dit help natuurlik baie. Ja, op baie een van die ligte buitekant, as die krag af is, dan gaan die ligte nie weg nie. So dis baie goed om 'n sonstelsel te hê. As die krag af is, laat hy oorskop na die sonstelsel toe, dan of hy kan net met 'n sonstelsel werk, dan
nog beter. Ja, jy hoef nie 'n groot paneel eers te Groot wees paneel nie. So groot soos 'n A4. Ja, dit is 100%. Double A4 of something like iets soos Sluit jou hekmotors. Maak seker alles gesluit, jou gereedskap, fietsse en as jy honde het, maak seker hulle het genoeg kos en water of iemand kyk gereeld na hulle. Ek sien die ding deesdae is mense kom bly in jou huis en kyk na die goed wat eintlik ideaal is. Maar op hekmotors wil ek net dit sê en dit het ek nou die dag met die SAP ook. Het vir my gesê, kaptein hier van die SAP gesê, jou hekmotor het 'n serienommer binnekant, neem 'n foto van die ding en hou hom by jou, want as hulle jou hekmotor steel en dit het gebeur in die hof en dit is nou ek gaan nou af van die punt. Toe voor die landros lê 4 hekmotors en die een ou sê maar dit is sy hekmotor. Hy sê nou maar bewys my dit is joune. Ja. En hy kan nie want almal is dieselfde hekmotors. Toe sê hy sorry, die saak gooi uit. Ja. Omdat daar nie bewys kan gelewer word en ja, as 'n serienommer, hou jou serienommer, dieselfde met jou TV's, skryf die neem 'n foto, Kry jou serial nommers. Dis Kry nie jou net vir serial- versekering nie, dis vir jou alles, eie vir jou veiligheid. eie veiligheid ook. Alle in 'n ideaal is neem 'n foto van wat in die huis is of 'n video. Dit maak dit soveel makliker wat jy weet ek kom nou agter hierdie vaas is weg of hierdie blompot is weg. Maar as jy begin verder soek, môre soek jy 'n eetstel ons hy ook gaan. Jy weet, so jy het nie omdat jy nie 'n ordentlike foto's of video geneem het van Ja. Jy weet natuurlik as jy 'n huis verhuur oor die vakansie, want al meer mense gebruik platforms soos Airbnb oor die vakansie om jou huis te gebruik dit om dan het jy ten minste iemand in jou huis as jy weet sulke goed en daar's daar 'n inkomstetjie ook. So as jy dit kan bekostig om dit te doen dit so. Ja, dit bring vir jou eie risiko's. Dit maak seker jou duidelike huisreëls, versekering en korttermyn verhuur dek die en verifieer jou gaste se besonderhede. Ja. Maak seker van al daai goed. Die wêreld is woes daar buite. Ja, dit is hy het nie net 'n voordeel nie, maar daar's ook 'n nadeel aan hom. So dit is vir die Airbnb eienaars maak seker van daai goeder soos wat ons genoem het, soos wat Skalk nou net gesê het. En natuurlik interessant genoeg, die einde van die jaar is ook wanneer baie mense begin rondkyk vir nuwe huise, veral in Januarie. So, as jy beplan om te verkoop, sorg dat jou huis netjies en veilig lyk. Selfs al is jy nie daar nie. Oop erf of slap sekuriteit kan kopers afsit as jy sekuriteitsmaatskappy het nie in die alarm gaan af en kom hulle eers môreoggend hier aan. Ja, dit gaan nie werk. jy weet en as jy 'n koper is wat na eiendom kyk, hierdie tyd van die jaar is die meeste van die soos ons noem deeds offices aktekantoor is reeds gesluit, die prokureurs is gesluit. So jy kan kyk na die eiendomme, maar daar gaan geen transaksies gebeur voor in Januarie, middel Januarie omtrent nie. So ja, jy kan die aanbod insit en ons kan hom laat teken en al daai goed gedoen kry en al lê net in plek. So Januarie as hulle oopmaak dan gaan ons vorentoe. Dis reg. En natuurlik om jou eiendom veilig te hou oor die vakansie gaan nie net oor alarms en heininge nie. Dis gaan ook oor beplanning, betrokkenheid en natuurlik die regte mense om jou, soos ons sê jou bure en al daai goeders. Al hou jy nie van jou buurman nie, stel tog 'n bietjie belang want dit gaan jou op die einde ook help. Ja nee, en dit is presies so Pieter, wat jou huis die vrede hê wat jy op vakansie is. As jy op vakansie is, dat jy vrede het wat by jou huis aangaan. En dit is natuurlik baie dit maak dit soveel lekkerder om vakansie te gaan. Ja, dit is so, jy weet, dis natuurlik ons almal se wens natuurlik veilige huise, rustige harte en 'n gesellige feestyd. Nou ja, en onthou, dit is nou al vir ons so in kort vir die veiligheid. Hou die koffie warm asseblief. Ja, en natuurlik as jy 'n kontrak teken, hou hom ook net so warm. Dan natuurlik
Totsiens, tot volgende keer. Baie dankie dat julle saam gekyk het. Ja, baie dankie Pieter vir jou ook en dankie aan die mense wat luister en kyk. Ons waardeer. Ja, ons het nou gedurende hierdie gaan omtrent ek dink is ons laaste episode vir hierdie jaar. Ja. Dan sal dalk 'n so kort nuwejaarsvoornemens of something like that. Nou, mense almal breek hulle nuwejaarsvoornemens wees. So kyk maar uit daarvoor ook. Dankie vir almal wat gekyk het deur die loop van die jaar. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ja, baie dankie en mag julle 'n lekker vakansietydperk hê en Met rustige harte. met rustige harte gaan op vakansie. Maak dit seker jou plek is veilig. Dis hy. Totsiens. Totsiens. Koffie in die koppie, kontrakte op die tafel. Hier wordt eiendom eenvoudig gezeld. Koffie en kontrakten met Pieter en Skalk. Kom sit bietjie en